Hallo en baie welkom by hierdie week se Raak jou finansies baas. Dis goed as 'n ou so 'n bietjie nou en dan stok vat, veral van jou besigheid, jou visie val. Ek wil so 'n bietjie praat vinnig oor die visie. Baas ook uit sy netwerk. Ek wil net deel bestaan om mense toe te rus om deur Jesus Christus 'n lewe van oorwinning in elke area van hulle lewens te leef. Ons glo God wil nie net ons siele red nie, maar ons help om geestelik, fisies, emosioneel, verstandelik in ons verhoudings, finansies, beroep en roeping te groei. Daarom bring ons Bybelse beginsels en kundige afrigters bymekaar om mense te help om ware oorwinnaars te word. En die mede-coach, die mede-afrigter wat vandag saam met ons hier in die ateljee kuier. Dis nou al die tweede episode, Lukas Swart, 'n rekenmeester vir al oor die 34 jaar en Lukas, Jessie, dis great om jou hier in die ateljee saam ons weer te hê. En ons het so rukkie terug gepraat bietjie oor entrepreneurskap op een van ons briltyd podcast vir 'n hele paar episodes. En dit wat jy vanoggend vir my gesê het gister laat weet het wat vandag se tema is presies wat ons oor gepraat het. In jou eie besigheid te begin, entrepreneurskap. So ons luister graag wat op jou hart is. Môre Freek, baie lekker om hier te wees en dis as die mense wat hierna kyk, jou luisteraars, as hulle dan sien die view wat ek hier het oor Mosselbaai hawe, sal almal 'n verskoning uitdink om met jou te kom praat. Dis waar. Maar is baie dankbaar, baie bly om hier te wees. Freek, is regtig 'n voorreg en uit die genade van die Here dat ons 'n platform kan hê waar ons mense kan help en soos jy sê, jy weet, dit is in alle aspekte van hulle lewe, jy weet. So nee, ek is baie dankbaar om hier te wees. Dankie. Right, Lukas, ons wil graag hoor. Jy het vir my gister gestuur. Ons leef in 'n tyd en jy het statistieke in dit wat jy vir die mense gaan deurgee. Mense word deesdae genoodsaak om jou eie besigheid te begin. Maar dis nie net van begin 'n eie besigheid nie. Okay, ek het gesien vir jou vertel van nou Jackie met ons R100 entrepreneurskap. Ons sê begin jou besigheid. As jy net R100 het, wat gaan jy doen? En it's amazing wat die mense by uitkom. Maar sy het gaan wol koop en dit het haar nie so R100 gekos nie. Sy het begin baba handskoentjies en missies en goed brei en haar eerste verkope, toe maak sy oor die R500 wins. So praat bietjie met ons oor die klein besigheid, om jou eie besigheid te begin. Freek, wat ek wil graag doen, ek wil graag iets lees, jy weet, ek wil net iets lees wat ek glo, jy weet, baie van jou luisteraars, die ouens wat hierna kyk, jy weet, besit eie klein besighede. En ek wil graag hierdie stukkie lees wat ek raak geloop het hierdie week, wat my ook laat besluit het, laat hierdie gaan wees waaroor ons vandag praat, en ek glo hierdie gaan aanklank vind by baie mense. Ouens gaan presies weet waarvan ek praat. There's a certain levels of stress that people can't understand unless they've been a business owner. It's Thursday night before payday, and you're not entirely sure if the staff salaries in the bank are going to clear. Your staff doesn't know. They are planning their weekend. They expect the money to be in their account by 12. The business owner is sitting with a calculator, moving numbers, making calls, trying to figure out how he's going to make it happen. Nobody can teach you that part. No course can prepare you for the weight of being responsible for people's rent, their groceries, their kids' school fees, all with your name on the line. And you know what most of these people do? They make it work every time. Somehow they make it happen, not because it's easy, but because they are the type of people that refuse to let the people down that depend on them. That's not just business, that's character. That's a type of men and women that deserve all the success that's coming for them. If you're a business owner and you've been there and you've made payroll and you're still here fighting, you can be proud of yourself. Sure. Dis amazing. Wie daai jy dit waar gekry? Ek het op sosiale media het ek dit gesien, want jy weet maandeinde is nou net verby en as jy jou eie besigheid het, dan sal jy dink daar is meer as 12 maandeindes in 1 jaar. Jy weet, dit voel of hulle elke 2 weke kom. Dit is so vinnig op 'n ou. Maar jy weet, dis regtig, Freek, ek weet ons het 'n hele paar kliënte besighede, meestal klein en mikro en klein besighede en dis rof daar buite hoor. Dis regtig rof. Jy weet die ouens ek kan so ver gaan soos ons land, jy weet die land is bankrot en besighede is bankrot. Ouens sukkel om by hulle goed uit te kom en dit filter deur, jy weet, dit filter deur na die besigheidsmanne toe en
Jy weet jy sien ouens sit regtig, die ouens sit lang ure in, jy weet amper dubbele ure om dieselfde om dieselfde effek uit te kry. So dit is dis nie baie maklik daar buite nie. Dis regtig dis wild op die Ja. oomblik. Kom ons praat hier in Mosselbaai. In Mosselbaai in die omgewing. Ek weet 'n maatskappy soos Petro SA het vir baie mense werk gegee. Daar was baie werk gewees vir mense beskikbaar. Maar dinge het drasties verander. Gee so 'n bietjie net vir ons hier onmiddellik om Mosselbaai bietjie hy statistieke wat presies hier aan die gang is. Hoeveel besighede, groter besighede daar is wat die mense wat deel wat mense kan werk gee. Wat is hier aan die gang? Frik, ja, volgens volgens die inligting wat ek beskikbaar gehad het, jy weet is daar's omtrent in Mosselbaai is daar 1533 geregistreerde besighede. Nou dit sluit nou uit die klein besighede, die eenman sake. Hierdie is nou net geregistreerde besighede. Jy weet en die ding is daar is nie baie groot besighede in Mosselbaai nie. Dit soos jy reg gesê het, Petro SA het ek dink van 1998 tot so 2002 het hulle omtrent 15000 mense in diens gehad. Ja. Jy weet en dit het baie verander. Jy weet en dan boonbehalwe dit is daar miskien Transnet hier by die hawe en dan is daar groot ouens soos Nestlé. Maar jy weet daar's 'n klein paar ander. Jy weet dan het jy natuurlik ook jou banke en so aan wat kom ons sê hulle word gelys as groot maatskappye, Nedbank en Absa en al daai klomp. Maar dis nie juist te sê dat hulle soveel groot mense in diens nie. Jy weet en kyk as jy kyk in 'n dorp soos Mosselbaai se grootte, dan is dit omtrent 95% van jou besighede is mikro, klein en medium besighede en dan die ander 5% jy weet is groot besighede. En in terme van syfers as jy dan kyk, met ander woorde in Mosselbaai sal daar omtrent so 1456 mikro, klein en medium besighede wees en daar sal so 77 groot besighede wees. En dit is so dat die klein, medium en mikro besighede hou Mosselbaai aan die lewe, hou Mosselbaai aan die gang, hou die ekonomie aan die gang. Ja, maar ek en Hanna het nou, wanneer ons het eergister hier in Voorbaai gery toe, het ons plek gesoek. En dit lyk of in die heeltyd nuwe besigheidjies oopmaak. Jy weet so, daar's beweging, dis dinge wat gebeur. En soos jy sê, ek glo dis wat die ding en dis wat die antwoord lê. Ons het toe ons ook so 'n paar jaar terug gepraat het op een van ons podcasts oor entrepreneurskap. Toe vra een van die ouens, maar waar kry ek geld om my eie besigheid te begin? Hy wil websites bou. Nou vir so 'n persoon wat na jou toe sal kom en sê, Lukas, ek wil my eie besigheid begin. Ek het nie regtig geld nie. Ek het 'n droom, ek het 'n visie. Ek weet wat ek wil doen. Hy het byvoorbeeld gesê moet hy na 'n bank toe gaan en gaan geld leen. En almal, ek praat daar 'n paar groot besigheidsmense saam op hierdie paneel gesit. Het gesê, nee. Wat sou jy vir so 'n persoon sê? Kyk, Frik, my eie persoonlike opinie is dat geld volg altyd 'n goeie idee, nie andersom nie. Sure. 'n Goeie idee volg nooit geld nie. Dit werk nie so nie. Jy weet en ek sê vir ouens as jy 'n entrepreneur is en jy weet wat jy wil doen, as jy 'n goeie idee het, jy weet ons kan dit maak werk iewerste. Jy weet ons kan iewerste inkom. Dis nie baie maklik om 'n besigheid te begin sonder enige fondse, enige resources nie. Jy weet dit is moeiliker, maar jy weet dus daar is ouens wat dit doen. Jy weet dis vat net 'n bietjie langer, maar as die idee goed is en daar's 'n mark daarvoor, ja, ek stem met jou saam, die banke, jy weet die dae wat ons voor 'n bankbestuurder gesit het en gesê het jy weet jou besigheidsplan verduidelik, daai dae is verby. Jy weet jy vul 'n klomp papiere in, jy tik bokse vir 'n ou daar in Johannesburg. En as daar een boks nie getik is nee, dan kan jy maar vergeet, jy weet as jy 'n miljoen wil leen, dan soek hulle 5 miljoen se sekuriteit. Jy weet jy dis die ironie daarvan is jy moet na die ou toe gaan en jy moet eers vir hom wys jy het nie regtig die geld nodig sodat hy vir jou die geld kan gee. Jy weet jy moet as jy vir hom sê hoe dringend jy die geld nodig het, kyk hulle jou skeef, jy weet. Jy weet so en kyk dis soos jy sê, daar's baie nuwe besighede. 'n Groot deel van wat ons by ons praktyk doen is nuwe besighede. As ek moet sê, kom ons sê die grootste gedeelte is om nuwe besighede vir ouens te registreer en dan ook, jy weet, besighede wat van buite af inkom,
die boeke oor te neem byvoorbeeld, want jy weet dis nie maklik as jou rekenmeester in Pretoria sit of in Bloemfontein of daai plekke nie. So en daardeur sien ons, jy weet, dat ouens is genoodsaak, want as jy onder wil wees en so aan, as jy nie jou eie besigheid gaan begin nie, daar is nie veel ander om te doen vir jou om in die lewe te bly nie. Dit is ouens begin hulle eie besighede. So kom ons veronderstel nou hierdie boeta wat daai dag gevra het, Kobus, hy het websites wat hy wil begin bou het. Of hy het begin met dit. En almal wat saam met my was het vir hom gesê, baie eenvoudig is, vra 'n deposito. As jy sê R3000 vra om 'n website te bou, vra R1500 deposito, want dan het jy klaar running capital. Sal jy ook so iets aanbeveel? Want saam met dit kom maar natuurlik groot risiko en as kind van God 'n groter risiko van ons, ek sien dit so baie op social media. Dit mense het vir ouens betaal vir werk, het deposito gegee en hulle het weggehardloop, nie werk gedoen nie. Wat sou jy sê? Kyk, ek stem met jou heeltemal saam. Kyk, daar's sekere ou beginsels wat nooit sal verander nie. Een van daai goed is cash is king. Ja. Jy weet, en ek probeer altyd vir die ou en vir my kliënte sê, wys vir mense jy is ernstig oor jou geld. Jy weet, ongelukkig die meeste ouens, hulle wil nie oor geld praat nie. Ja, jy's Freek, ek gaan jou website bou en ek gaan hom vir jou so smart bou en ek gaan hom vir jou so okay maak. Maar ek is te skaam om vir jou te sê, okay Freek, maar jy weet nou, dit gaan my soveel rand kos en kan ek asseblief 'n deposito by jou kry? Ek wil net gou daar, jammer. As jy so gesindheid teenoor my het om te sê jammer, dan laat my dadelik sien jy, yes, maar ek weet nie of hierdie ou se werk goed gaan wees nie. Of weet nie of hy vir my 'n goeie, want as hy nie daai vertroue het, selfvertroue het, is dit so, is dit ook wat jy optel? Ja, definitief, Freek, en jy kan nie, jy weet, jou besigheid is nie 'n bank nie. Jy kan nie mense finansier nie. Ja. Jy weet, jy kan nie vir 'n ou werk doen en wag dat hy jou oor 60 dae betaal nie. Jy weet, jy het kostes, jy het huur en jy het brandstof en jy het salarisse. Ek sê vir ouens, ek kan ongelukkig nie finansier nie. Ek sê baie keer vir ouens, weet, want ek help baie keer ouens ook wat dalk nie die fondse het nie. Dan sê ek vir hom, luister, ek gaan jou help. Betaal my as jy geld het. Ek gaan nie vir jou faktuur gee nie. Dis die waarde van die werk wat ek vir jou doen. Ek kan sien jy sukkel, maar ek voel nog steeds ek gaan jou help. Maar onthou net, hierdie goed kos geld, hoor. En ek vra altyd vir ouens, moenie vir almal vertel ek help jou verniet nie, want dan wil niemand my betaal nie. Maar ja, jy moet oor die geld praat, jy moet openlik kan wees. En ek glo, jy weet, as 'n ou nie jy moet na jou debiteure kyk. Jy weet, dis een van die belangrikste goed. Die debiteure is die ouens wat jou geld skuld in jou kantoor. Jy weet, om streng op daai ouens te wees, om te sê, luister, okay, deposito is betaal 100%. As jy nie nou kan betaal nie, okay, dan skuif ons dit net so uit vir so 2 weke tot jy die deposito kan betaal. Ek meen jy gaan nie na Pick n Pay se til toe en dan vra vir hulle, hoor hierso, ek vat net gou die goedjies, kan ek dan nou volgende week inkom en kom betaal oor 7 dae. Jy klim nie op 'n vliegtuig en negotiate met hulle. Hoor hierso, nou hoekom wil jy dit nou vir ander ou se besigheid doen? Hoekom wil jy dit nou vir 'n klein besigheid wat juist daai geld nodig het? Hoekom is dit dan okay om dit met hulle te doen? Jy weet, ek sê baie keer vir die ouens, dan sê ek, luister, daar's 2 redes hoekom jy nie my rekening kan betaal nie. Die eerste rede is jy dink nie die werk was goed nie, dan sê jy vir my wat het ek fout gemaak en maak ek dit reg. Die tweede rede is jy het nie geld nie, dan tref ons vir jou 'n reëling, dan betaal jy my, maar begin solank net betaal. So dis regtig 'n ding, Freek, is dat jy moet vir mense wys jy's ernstig oor jou geld. Ja. Maar wees openlik, jy weet, en die belangrike ding is upfront. Sê, okay, Freek, ja, as hy website gaan jou so R8000 kos. Hierso my betalings, my payment terms werk. Jy gee nou vir my deposito en as ons kom by net voor ons live gaan, jy gee my nou 30% deposito, as net voor live kom, gee my nog 20 en die oomblik as ons jou aanskakel, dan soek ek asseblief weer ander. Jy weet, en wees openlik daaroor. En ek kan vir jou sê 80% van die ouens met wie jy moet besigheid doen, sal dit respekteer. Hulle sal vir jou sê nee, dis 100% en van daai 80 glo ek sal 50 jou nog sommer vooruit betaal ook. Want hulle kan sien, jy weet, luister, hierdie ou weet wat aangaan. Hy soos jy sê, hy het die confidence om voor my te staan en sê, luister, ek gaan hierdie vir jou doen, maar ek soek net hierdie geld daarvoor. Sure. Okay, Lucas, so ek wil nou by jou hoor, kom ons sê nou, ek het nou die podcast atelier so en Mosselbaai en dit gaan maar nog stadig. Jy weet, dis 'n nuwe ding vir baie mense, maar jy sien meer en meer veral op YouTube en dit sien jy meer en meer podcasts wat opkom, potgoeie nou in Afrikaans.
Maar die mense in Suid-Afrika is nog nie daar dat toe sê is dit massief en jy in jou besigheid, soos jy nou begin het met jou besigheid, hoe belangrik dit is om jou bemarking te doen met podcasting en dis wat my hartklop is. Maar die beste ding nog is my word of mouth. Dis die beste bemarking. As jy my R8,000 vra vir 'n webwerf en jy deliver 'n R8,000 se webwerf, gaan baie mense na my webwerf toe kyk en sê, "Wow, waar kom dit? Wie het dit vir jou gedoen?" En dan kan ek met vrymoedigheid sê, "Jesus, so en so het dit vir my gedoen." As 'n persoon nou sy eie klein besigheid wil begin, waar begin hulle presies? Wat so 'n persoon kontak jou en ek gaan nou jou kontaknommer, jou e-pos en jou webwerf alles op die skerm sit. Maar as 'n persoon nou so iets wil begin, jy is die persoon wat so 'n persoon kan help. So die ou kom en sê, "Hoorie, ek wil hoender verkoop." Want ek sê altyd van die tronk, jy moenie vir my sê jy kan nie hoender verkoop of skoene of klere nie. Jy drugs verkoop. So toe jy in die koninkryk van duisternis was jy klaar entrepreneur. Jy het gaan stok haal en dit verkoop. Nou ek glo as meer mense wat hoender eet as wat hulle tik, jy weet so wat sal jy met so 'n persoon waar begin nou? Kyk, ek sal so ou uitnooi om my te kom sien dat ons daaroor gesels. Want jy weet dit is weet ons kyk daarna, ek luister graag vir die ouens en jy weet alhoewel baie besighede verskil van 'n webwerf bou tot 'n podcast tot hoenders verkoop, die basiese beginsels bly dieselfde. Ja. Jy weet is okay, hoe gaan ons dit begin? Hoe gaan ons dit opsit? Het jy reeds 'n mark? Jy weet watse tipe kapitaal gaan jy benodig om jou aan die gang te kry? Jy weet en ek probeer altyd vir ouens sê, ons moet kyk dat jou kontantvloei lyk dat jy kom ons sê vir as jy vir 2-3 maande niks geld kan inkry nie, maar dat jy nog steeds gaan geld hê om jou uitgawes te betaal. Ja. Jy weet dit is kom ons sê dis die 4 toets. As jy dit kan deurstaan, jy kan vir my sê Lukas, Jesus, ek het so gesorg, my goed is so dat al kry ek vir 3 maande niks geld en ek kan myself dra. Jy weet, gaan ons daardeur en dan sal ek ook vir die ouens besluit, jy weet, watse tipe industrie is dit? Wat gaan ons dit vir jou gaan jy sommer eers 'n paar maande in jou eie naam besigheid doen? Sal ons vir jou maatskappy registreer? Ja. Jy weet, en dan probeer ek die ouens by die regte beginsels uitkry om te sê, okay, want baie van die ouens, die ouens begin 'n besigheid, dan meng hy sommer sy persoonlike rekening in sy besigheid. Ek probeer die ouens kry om te sê, luister, ons maak onmiddellik 'n besigheidsrekening oop. Jy weet, dit is waar jou finansies ingaan vir die besigheid. Weereens hou besigheid want as dit by belasting kom, dan gaan dit jou ook vang. Jy weet, en ook as jy na my toe kom en vir my sê 'n paar maande, is Lukas, dinge lyk net nie lekker daar by my nie, jy weet, en ek moet vir jou probeer uitvind hoekom nie. Dan moet ek vinnig kan kyk en ek moet vir jou kan sê, luister Freek, ek sien jy weet jou besigheid uitgawes is te veel of jou inkomste is te min. Maar as dit so die mekaar is, ja, ek het 'n bietjie cash hier gekoop en ek het by 'n ou daar 'n paar rand gevat en jy weet as daar nie orde is nie, dan ek sal nog steeds vir jou kan help, maar dit gaan my 'n bietjie langer vat. En ja, tegnologie, die ouens moet definitief tegnologie gebruik. Jy weet, as jy kyk hoeveel geld sou ou, kom ons sê op bemarking spandeer het 15 jaar terug om die hoeveelheid mense te bereik. Ek dink wat het jy 70,000 volgelinge. Ja. Jy weet as jy moet dink die tipe gelde wat ons moet uitgesit het om 70,000 mense te bereik 15 jaar terug. Dus jy praat van 'n groot veldtog. Jy weet en hier doen ons doen dit in 'n ateljee, jy edit dit en dis soveel mense. So gebruik tegnologie, maar jy het waar gesê, dit hou nie daarop nie. Dit is nog regtig, jy weet, ek spoor die ouens aan en sê asseblief doen eerlike besigheid. Ja. Die hartseer ding wat ek daar buite sien is ouens raak desperaat. Jy weet wat ons gepraat het van jy weet die oorlogse kostes is baie, jy weet die ouens trek swaar. Weet nou begin ouens regtig mekaar indoen. Jy weet ouens vat te veel werk aan. Jy weet ou het 'n goeie naam, hy sit kom ons sê afdakke op. Jy weet maar as die geld moet inkom want sy uitgawes is hoog, jy weet nou vat hy so 4 of 5 dakkappe aan of afdakke aan, jy weet maar hy kan net by een uitkom, jy weet so hy kry gou ander ouens. So weet die goed begin 'n bietjie agterweë laat en dan dis dan wanneer mense in stryery kom. Ja, maar jy weet ek het jou vooruit betaal. Ja, okay, maar jy weet so die ander dag toe sê dit was net weer so tyd in my besigheid en in my persoonlike lewe wat ek hierso so in 'n paar minder eerlike ouens vasgeloop het. En ek sê net, Here, is daar een of ander goeie rede dat daar so 'n paar oor my pad gekom het nou. Antwoord wat ek onmiddellik kry is om vir jou te wys om dit nie te doen nie. Ja. Om vir my net te wys om doen eerlike goeie besigheid. Jy weet, wees met ouens eerlik en opreg.
al is dit slegte nuus, jy weet, al moet ek vir jou sê, "Freek, die belasting lyk nie lekker nie hoor, jy gaan pak slaag kry. Ons gaan net kyk of ons die pak slaag minder kan maak." Eerder as om vir jou te sê, "Nee man, Freek, sit agteroor. Ek sort vir jou alles uit." Jy weet, wees eerlik en wees reguit in dit wat jy doen. Ja, baie en belangrik. dis die beginsels van die Ja. koninkryk. Ja, definitief. Is integriteit, eerlikheid. Jou ja is jou ja, jou nee is jou nee. Ek meen my en jou Seker. oupa en pa's, hulle het nog blad geskit en gesê, Ja, jou woord was jou eer. verseker. Jy weet, hoeveel mense sal deesdae sê, ek doen nie met 'n Christen besigheid. Dis hartseer. Dis baie hartseer. Ja, en ag jy weet, Freek, en dan wil ek weet die ouens daar, want daar's ouens wat regtig, jy weet, ek het so 'n paar ouens op wie ek so baie trots is, jy weet, wat ek kan, jy weet, wat by my aangekom het, presies soos jy sê, jy weet, die ou sê, jy weet, oom, ek het nou hier aangekom, maar hier is nie vreeslik baie om te doen nie. Ek gaan nou loodgieter besigheid begin, of ek het 'n bakkie, ek gaan begin om transport te ry, en jy weet, en as ek kyk waar hulle nou is na 'n paar jaar, jy weet, Jesus, is ek baie trots op die ouens. Jy weet wat hulle reg gekry het. Want die ouens sal hulle, daar's 'n paar goed wat ou net na moet kyk. Jy weet, ouens sal by my aankom en dan sal hulle vir my sê, jy weet, Lukas, ek kan sien dinge loop nie lekker nie. En dan, jy weet, eenvoudige konsep is om vir die ouens te verduidelik, het jy 'n kontantvloei probleem of het jy 'n winsprobleem? Want dis twee groot, dis 'n groot verskil tussen die twee. As ek dit kan verduidelik, kom ons sê 'n ou wat 'n winkel het, hy verkoop kruideniersware. Jy weet, hy verkoop oor die counter, en hy kry sy kontantvloei is baie goed, want sy kry die kontant heeltyd. Kom ons sê in 'n praktyk 'n prokureur, 'n argitek, 'n accountant, boekhouers, ons winsmarge is bietjie hoër, maar ons kontantvloei is nie so lekker nie. Ja. Want jy weet, ons wag vir ons geld, jy weet, ons het 'n projek vat 'n paar weke om af te handel. Jy weet, so dan is dit vir my belangrik om vir die ouens te sê, luister, kom ons sê waar lê jou probleem? Is dit kontantvloei of is dit winsgewendheid? Is jy besig om die ouens te veel skuld te gee, of is jy besig om 'n ding wat jy gekoop het vir R100 te verkoop vir R80? Jy weet, in my jong lewe toe ek begin het as rekenmeester, het ek daai fout gemaak. Ouens het na jou toe gekom en gesê, "Hier's Lukas, as ek net 'n paar R100,000 kan leen, dan gaan dit beter gaan. Hierdie fout wat ek het, gaan ek regmaak." En nou, ek was slim geweest. Ek het voorleggings geskryf wat die bankbestuurder se oë laat traan het, jy weet, en dan het ek vir jou 'n paar R100,000 gekry. 6 maande later is dieselfde ou terug by my, dan het hy nog steeds dieselfde probleem, maar al wat nou verskil is, hy het nou nog daai paar R100,000 by wat ek hom mee gehelp het ook. Jy weet, en ek het op 'n stadium begin besef, luister, dit is verkeerd. Jy weet, dit is basies soos 'n ou wat verkoue het. Jy gaan jy gaan, want jy verkoue en jy hoes vreeslik. Dan gaan jy apteek toe, dan gee hulle vir jou hoesmedisyne. Jy gaan op 'n hoes, jy nog steeds verkoue. Ja. Jy weet, so ek het 'n beginsel dat as ek nie weet wat jou probleem is nie, gaan ek nie vir jou geld kry nie. Ek gaan nie laat ons geld in jou probleem gooi as ons nie presies weet wat is jou probleem nie. As ons kan vasstel en sê, okay, dis ons probleem, dan sal ek vir jou sê, okay, kom, op hierdie maniere kan ons die finansies kry en ons kan kyk, maar alvorens ek dit nie weet nie, gaan ek jou nie dieper in die moeilikheid inbring deur vir jou net geld oor die probleem te gooi nie, want dis nie altyd die kern van die probleem nie. Ja, dis baie waar. So, Lukas het Johannes Snyman, die apteker, Tala Health, ook een van ons vennote is, hy het ook weet, hy sê dis sy passie, dis sy lewe om mense te help, om gesond te kan wees. En dis soos ek aan die begin gesê het. En God wil hê ons moet finansiëel moet dit tot met ons goed gaan. Ek sê nie almal moet miljonêers te wees nie, maar by 'n plek te wees waar jy kan gee, is beter om te gee as te ontvang. Jy weet, jy staan nie heeltyd bakkant nie. En daarom is dit vir my so, toe jy dit gister stuur, dit was vir my so wow, want ons leef net in 'n tyd wat jy met jou eie besigheidjie begin, as daar nie werk is nie, en jy kry nie werk, ek meen, om te sit en niks doen nie. Jy weet, 10 jaar van nou, 5 jaar van nou af, dan gaan jy spyt wees. Ek het al 'n idee gehad, maar ek het hom nie gevat nie. So ek sal aanmoedig, en ek glo jy gaan saamstem, bid daaroor. Jy moet albei die Vader se aangesig soek en bid en vir hom vra. Gee vir my 'n mandaat. Gee vir my 'n besigheidsplan. En hoe belangrik is daai besigheidsplan?
Frik, kyk ja, winsgewendheid verkry vir ons nie net finansies, maar kry vir ons kapasiteit. Weet as ek 'n winsgewende besigheid bedryf, dan kan ek dan dit lei daarna toe dat ek meer kapasiteit het. Jy weet ek het meer kapasiteit so ek kan meer mense help. Ek kan meer mense aanstel. Ek kan Ja, 'n groter ja. gebou hier. Jy weet so jy weet as jy kapasiteit het, as jou besigheid suksesvol is, jy het kapasiteit, kan jy hierdie besigheid uitbrei om mense te help. Mense is vinnig om te sê ja, maar jy weet dit klink 'n bietjie geldgierig. Onthou net dat geld is nie die probleem nie. Liefde vir geld is die Liefde vir probleem. geld. Geld is dit behoort aan die koninkryk. Ja. Die probleem is wanneer 'n ou te lief word vir jou geld. Ja. Dit is 'n groot probleem. Ja. Maar ja nee, ek stem met jou 100% saam. Vir ek dan moet want saam met 'n besigheidsplan kom dissipline ook. En dis maar soos enige iets wat jy gaan doen. As daar nie dissipline is nie, gaan die wiele afkom op een of ander stadium. Jy weet die dissipline is die ding wat vir ou karakter leer. Die dissipline is wat vir jou maak om te sê luister, hierdie is wie ek is, hierdie is wat ek doen. Jy weet ek ken my identiteit en my identiteit is ek 'n kind van God, jy weet. En my dissipline gaan ek myself bly laat oplei met dit wat vir die lig is, nie vir die duisternis nie. Ja. So dis 100% as ek probeer altyd ouens met die besigheidsplanne. Vandag is dit maklik 'n ou kom met so lank besigheidsplan af van AI of geprint, jy weet, maar Ja. ek kan dit ook vinnig raak sien en sê ek vir okay, kom ons hou daai vir die bank, maar Ja. vertel nou jy vir my Ja. jy weet wat jou besigheid is en wat jou plan is en hoe ons dit gaan doen. En jy weet dan ook jy weet die ouers stel baie keer hulle kinders aan, jy weet en dit is ons het amper nie 'n keuse nie. Jy weet veral hierso in hierdie area ook. As jy nie vir jou kinders gaan besigheid gee, werk gaan gee nie, dan weet dan is daar dan gaan jy dalk 'n probleem hê. En dit is lekker om te sien. Ek sien baie ouens baie suksesvol saam met hulle ouers werk, hoor, regtig. Dit werk lekker, dit werk goed uit. Maar jy weet dit bring my weer by 'n ander ding wat ouens net baie versigtig voor moet wees is weet hy doen alles reg en dinge loop goed. En sy besigheid groei mooi, maar jy weet hy sukkel om daai groei te bestuur. Jy weet wanneer jou besigheid klein is, wanneer net jy en jou vrou in een bakkie is, dan hardloop julle daai hele besigheid met 'n WhatsApp groepie. Ja. Jy weet dit Dis waar. jy doen die bank, jy doen die bestellings, jy doen die kliënte, jy diens almal met Ja. daai. Jy weet maar nou gaan dit goed want jy doen goeie werk, jy weet die woord versprei. Nou is daar 2 of 3 bakkies of 4 bakkies, jy weet jy het nou 2 of 3 tegnikuste wat almal gaan parte bestel. Jy het 3 bakkies wat vol diesel moet wees, jy weet dis belangrik dat 'n ou daai ook goed bestuur. Jy weet en baie ons raak senuweeagtig. Ek sê as 'n ou by my kom en sulke dan sê ek, "Jessie man, happy days. Ek is verskriklik bly. Hierdie wat jy vir my beskryf is lekker groeipyne. Ek is dankbaar dat jy sulke pyne het want ons gaan dit net bestuur en dan gaan jy daar deurkom. Want jy sal met my saamstem om met 2 mense 'n WhatsApp groepie en 5 mense in bakkies is 'n ander ballgame en al wat dit is, ou moet dit net bestuur. Jy weet, ou moet dit net reg bestuur en besef, okay, luister, ons moet dalk hierdie sisteme instel. Jy weet om vir ouens te sê orderboeke, ordernommer, supplier, jy gee vir niemand niks as daar nie ons betaal jou nie as daar nie ordernommer is nie. Jy weet voertuig daar met 'n logboeke. As net jy is in jou bakkie, jy weet, gaan jy nie nodig om 'n logboek te hou nie, maar as daar 4 of 5 ouens met voertuie is, yes. Jy weet iemand moet dan goed kyk. So dis regtig happy days. Kom ons ek weet laat ons jou net help om dit te bestuur sodat jy hierdie sukses wat jy verdien net kan deurvat en na die volgende vlak toe vat. Sjoe, dit is ek wens 'n ou kon hierdie goed gehad het wat ons nou doen toe ek jonger was. Jy weet, jy wil iets begin en jy het nie daai coach nie. Jy het nie daai accountable mense om jou nie. Hier is dit jou passie om mense te help met hulle finansies, eie besigheid, entrepreneurskap en dit is ook nie vir almal om hulle eie besigheid begin nie. Maar ons sal nog vir sulke dinge uitkom vorentoe, maar 'n baie goeie vriend van my wat nou al jare met my pad stap. In 2007, hy's 'n motorhandelaar daar in Johannesburg. Hierdie voertuig wat ek gehad het, net te klein geraak vir die bediening en hy was besig om op te pak. En ek het soos die bediening gegroei het ek 'n groter voertuig gehad. Ek kon se trailer sleep, want soos jy sê, dit was nie net my ek en Hanna nie, het kinders bygekom. Ja. Daar het kameraman bygekom, het 'n span bygekom. So en ons heel eerste voertuig wat ons toe koop, sonder payslip, sonder enigiets. Die bank wat dit gefinansier het ook gesê, hulle weet nie hoe hulle dit gedoen nie. En die verkoopsman, 'n vriend van my het net gesê hy weet.
moenie worry nie. Ja. En maar hierdie spesifieke, my vriend het eintlik vir die ou gewerk en toe ek hom nog bel, ek was by 'n mannekamp al by Mabula en toe ek klaar bedien het, toe kom 'n ou na my toe vandag, my beste pel Johan Erasmus en hy sê vir my, luister, ek het jou gesien staan met 'n Silver Fortune. Ek het nie eens geweet wat is 'n Fortune. Dus toe bel ek die pel vir my, ek sê hoorie, ek moet vir my 'n kar koop, maar ek soek 'n Voyager. Hy het gedink Freek is weer terug op die draks want ja. En langs my kort te maak, die eienaar van hierdie besigheid het toe besluit, hy nie besluit nie, hy het ervaar God sê vir my, moet my help om by die tronk uit te kom. God seën hom in sy besigheid. Hy moet my help om by die tronk uit te kom. En hy toe onderneem en hy doen dit tot vandag toe om 'n groot gedeelte van my bedieningsvoertuie te betaal. Om voertuie te betaal. En dit was in 2007 wat hy begin het. En dit was absoluut. Maar ook by sy pa geleer, hè. Begin saai. Jy moenie alles weggee nie, Ja. maar begin saai in die koninkryk. En hy het toe gegaan en soos ek sê, my gehelp om die voertuig te koop. En ons is Kaap toe in 'n mooi oes aan Polsmoor tronke en alles. En 2008, toe is daar 'n resessie. Toe maak daar Newlands waar in Voortek of ontdekkers waar baie hongerdranders maak hulle om hom toe. En hy maak nuwe stands oop. Jo. Hy is die een bank se tweedehandse motorverkoper van die jaar. In die tyd van 'n resessie waar plekke toemaak hy want God is nie in 'n resessie nie. Ja. Weet as jy in die koninkryk is, wil ek sê favour, daar's guns. Ja. Stem jy saam met my? Ek 150%. Nee, ek sê vir jou kyk, as jy nie die pad met die Here stap nie, dan gaan jy nie verstaan wat ek en jy nou praat nie. Ja, yes. Weet as jy nie jou persoonlike intieme verhouding met God het en jy weet hoe om die Heilige Gees te luister, dan sal jy nie verstaan wat ons nou sê nie. Jy weet en ek praat baie keer met ouens daaroor. Jy moet onthou dis 'n koninkryk. Jy weet enige iets waaroor jy beheer het, is 'n koninkryk wat God vir jou gegee het. Jou liggaam, jy weet, dit begin by jou liggaam, dit begin by jouself. Ek het beheer oor my liggaam. My liggaam is my koninkryk. Ek moet kyk daarna. Jy weet, die volgende ding is jy weet die Here het my aangestel. Ek is die koning oor my huis. Jy weet, ek het beheer oor my gesin. Jy weet so daar is ek daar het ek 'n koninkryk wat ek na moet kyk. In jou besigheid is dieselfde ding. Jy weet God het jou toevertrou oor iets. Jy weet God gee vir jou 'n besigheid en hy sê dit is jou koninkryk. Jy weet en daar's 'n gesegde as ek kyk na die toestand van jou koninkryk dan sal ek weet hoe lyk die koning ook. Jy weet as ek by jou werkswinkel instap en dis net stukkende karre en ek hoor daar agter skree en vloeke ou en ek stap en ek sien joh hierdie koninkryk dit lyk 'n bietjie wild dan weet ek hoe lyk die koning. Ja. Jy weet Ja. en so dis hoekom jy weet ouens jy weet en dit is jou koninkryk wat God vir jou gegee het. En jy moet daarna kyk, jy weet jy moet kyk na sy koninkryk. En in daai koninkryk moet jy kapasiteit bou en as jy kapasiteit bou, God sal vir jou gee. God sal vir jou voorsien en moenie die fout maak om vir God te limit nie. Jy weet dis is 'n fout wat baie van ons maak. Jy weet Here as ek net hierdie maand einde net kan deurkom. Here ek het kort net so R5000. Yes. Ken ons dit nie. Sê tog net vir God jy soek R500,000. Ja. Vader, kan ek asseblief die geld kry vir die hele res van die jaar se oor of se kostes, jy weet. En laat Vader se wil geskied. So en ouens moet in hulle harte besef, jy weet dit is koninkryk werk waarmee jy besigheid is nie. Ja, sy. Dit gaan nie oor salaris trek, oor net hierdie maand oorleef nie. Jy's besig met koninkryk besigheid. God het vir jou daai platform gegee vir 'n doel, vir 'n rede. Jy moet eienaarskap vat en jy moet daarna kyk. So wat jy sal sê ook dan is maak God die CEO van jou besigheid. Voor die ander partners, pas op vir partners. Ons kan al met dit op praat. Van note, hoe sê Pel vir my aan Pretoria, hy sê partnership is 'n ship sinking. Jy weet ek is nou 'n paar jaar terug met 'n lelike ding nie mekaar gewees met 'n vernoot. So maak God jou vernoot, maar ook die bestuurder en direkteur, die hoof van die maatskappy, die CEO. Is dit reg? Ja, Freek, daar's nie 'n ander manier nie. Ja. Jy weet vra en vra vir God. Jy weet in die aardse lewe het ons 'n visie. Jy weet almal skryf 'n vision statement, 'n visie statement. In ons werk dit so, ons het nie visie nie, ons het 'n openbaring. Ja. Jy weet God openbaar vir my.
Jy weet, ek het nie 'n visie waarvolgens ek werk nie. God maak vir my openbaring. Ja. Jy weet, ek bid en ek sê Vader, wys my waar is U besig waar ek betrokke kan raak sodat die Heilige Gees deur my kan werk. So dit gaan nie vir my oor 'n visie nie, dit gaan oor vir my openbaring. Waar God vir my openbaar om iets te Sure. doen, gaan ek. En die Heilige Gees stuur my. Ek weet in my, weet ek of dit die regte ding is. En Vader stuur my en kyk baie keer die sukses het niks met my te doen nie. Jy weet, die Here kan vir my sê, Lukas, jy moet hierdie ou help. Weet, en ek help dan en dan sê ek, Here, maar hy sukkel nog steeds. Maar ek het gegaan, ek het hom gehelp. Die Here weet hoekom ek hom moes gehelp het. Die sukses is kom God toe, nie my nie. Ja. Ek moes net gehoorsaam wees. Ek moet net luister, ek moet net gaan, jy weet. En jy weet 'n besigheid is 'n werklike kragtige platform. Jy weet waar mens deur jou koninkrykswaarde sigbaar is. Jy weet en dis ook weer eens hoekom ons vir die ouens vra is jy weet dit is 'n plek waar God se koninkryk gedemonstreer word en waar ons kan wys deur eerlikheid en integriteit kan ons vir mense nie net vertel van ons God nie, ons kan vir hom wys. Jy weet jy's 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Jy hoef nie vir mense te sê vertel van God, jy kan vir mense wys van hoe kragtig God in jou lewe gewerk het. Ja. Jy weet soos die mense gestaan het en die water wat uit die rots uit gekom het toe Moses weet daai waar julle kan ek julle bekendstel daai water wat uitkom dit is my God. Dit is my Ja. God wat dit gedoen het. Ja, ja. Jy weet in ons besighede moet dieselfde werk. Ja. Jy weet dit hoef nie ons jou besigheid en jou geestelike lewe kan nie geskei word nie. Dit is Nee, een plek. Dit moet een plek wees. Ja, dis 100% reg. Yes, Lukas, baie dankie. Ek dink ons het dit. Is daar nog iets is wat jy wil sê? Praat my daar in die kamera met daai een wat nou daar sit en sê, ja, ek voel nou 'n bietjie kry ek petrol, ek wil my eie besigheid begin. Coach daai een en vertel net gou vir daai een wat hulle moet doen. Ek sal vir daai persoon sê, ek sal sê luister, dit wat jy in jou kry, daai gevoel wat jy in jou kry, jy weet, dis die Heilige Gees wat met jou praat. En as die Heilige Gees met jou praat, moet jy luister want daar's 'n plan. En enige tyd, my deure staan enige tyd oop. Ek vra nie mense fooie vir konsultasies nie. Glad nie. Ek vra nie vir die eerste konsultasie vra ek Ja, vir nee, die eerste. Ek weet Ja. jy het nou gesê, ou kan jy alles verniet wil weggee nie. Nee. Ek sal met jou raas. Ja. Maar okay, jy sê jou eerste konsultasie. Lukas se nommer is op die skerm 084 088 222 en webwerf lucas@degoedemoedmosselbaai.com. Dis sy e-pos, jammer, lucas@degoedemoed of degoedemosselbaai.com en die webblad is www. 'n mooi webblad van julle, ek het gaan kyk www.degoedemoed of degoedemosselbaai.com. Kom ons ek so degoedemoed. Ek moet ek daar gaan bedien weer. So praat gou verder met daai een en dan gaan ons afsluit. Ja, ek sal hulle aanraai, Freek, jy weet, dis hartseer om te sien baie keer hy werk vir 'n baas van 6:00 die oggend tot 7:00 die aand. Sure. As jy daai selfe tyd in jou eie ding in spandeer, kan jy soveel suksesvol wees en jy doen dit vir jouself, weet en jy doen dit vir jou familie en jy doen dit vir jou toekoms en ook jy weet Ons erfenis. ja, jy weet kyk koninkryk besigheid die hart van elke koninkryksbesigheid is om vir iemand iets makliker te maak. Ja. En alles wat ons doen in alle besigheid, maak nie wat se besigheid is nie. Die hart van die besigheid is tog om vir iemand 'n diens te gee of sy lewe makliker te maak. Aan ons kant is om jou finansies beter te verstaan, is om jou belasting. So dit is die hart van elke besigheid. En soos ek en jy ook oor die non-profits gepraat het laasweek en so aan, jy weet daar die hart moet daar wees, jy weet en die voorsiening sal daar wees, jy weet. Vertrou die Vader, bid vir die Vader, voorsiening sal daar wees. Sit harde werk in, wees net eties en dinge sal vir jou gebeur. Dit maak dit nie makliker omdat ons in die Here glo nie. Dit maak dit nie makliker nie, maar dit help ons net om dit te hanteer, om dit beter te kan hanteer. So nee, ek sal enigiemand aanraai as jy wil kom gesels, bestaande besighede, wat ons ook besig is om te doen. Ek het iemand wat een dag 'n week in my besigheid kom en met my personeel gesels, net 'n bietjie hulle geloofsdinge weer aanvul, bietjie met hulle die Christelike dinge gesels. Jy weet, daar's net 'n klomp dames in my kantoor, so hulle wil nie altyd my alles vertel nie. Ja. Maar ja, ek het my dame wat inkom en sy gesels bietjie met hulle en ja, dit maak 'n groot verskil. Dit maak 'n verskil. Sjoe, Lukas, weer eens baie dankie. Ek is baie dankbaar teenoor die Here
dat hy jou as 'n mede-afrigter ingebring het in die Baashak netwerk om mense te help om hulle finansies baas te raak. En baie dankie dat jy hier was hierdie week en ek sien uit na volgende week wat ons weer gaan praat. Ek wil net weer eens Lukas se selnommer vir jou gee 0840882229 en sy e-pos is lucas@degoedemosselby.com en dan die webblad is alles op die skerm is hier's nou 'n reply. Die website is www.degoedemosselby.com. En selfs die mense daar in Nelspruit omgewing, Lukas sal het ook daar kantore, so jy kan gou dalk net vinnig oor dit praat. Ja, korrek. Vreek my vernoot Andre is daar. Daai praktyk van ons staan nou al 'n hele paar jaar. Ons het dit in 1992, 91 is die praktyk begin. So ja, daar het ons 'n baie groot kantoor ook en mense is baie welkom enige in Mpumalanga. Hulle kan ook met Andre kontak maak en ja, sy hart is soos ons harte. Ons werk vir die koninkryk en hy sal ook reg staan om baie graag te help. Jo, wonderlik. En selfs as jy nou kyk en jy luister na die podcast of jy kyk daarna op Facebook of YouTube, share dit met almal asseblief en maak nie saak waar in die wêreld jy is nie, soos jy gehoor het, die eerste konsultasie sal gratis wees. Maak kontak met Lukas. Die nommer is opgewees en maak kontak met hom, praat met hom en want hy wil jou help. Hy wil jou help om waarde aan jou toe te voeg. Hy wil jou help om uit dit uit te kom wat God vir jou gee. Jy het mense nodig om jou te help. Ons kan dit nie alleen doen nie. Want hier sit 'n man wat oor die 34 jaar se ondervinding het. Wat oop se deure oop staan. Ons bitter min manne in hierdie man se beroep wat gaan sê gaan dit vir jou verniet doen die eerste keer. So maak met hom kontak en laat die bal aan die rol kom. Dankie dat jy hierdie week gekyk het na Baasraak en raak jou finansies baas en dit was voorreg vir ons om saam met jou te kuier. Mooi bly.